plek. Ons gaan oor na die uitsending en die verkondiging van die woord van die Here. Dis lekker. Ons het aan die oggende, wanneer ons uitsaai, dan wil ons graag almal die woord laat hoor en so aan, en ons dank die Here vir almal wat inskakel by ons uitsending en so voorts, maar ons lofprysinge is nogal belangrik dat ons kan sing en juig en ere aan die Here kan gee. Nou ek wil vanmôre met jou praat en die boodskap vanmôre vir my is, hoe belangrik is jy vir God? Of jy is belangrik vir God. Wie jy dit ook al wil inneem vanmôre, dis die woord wat ek vir jou wil bring. Nou ek glo elkeen van julle sal seker dink, Lourens, jy moet daarom by die Here gaan hoor het. Want jy het jou eerste preek, so jy moet vir ons kom sê, wat sê God? En nou ja, ons het heel week gebid en gevra, ek het gesoek en gevra, ek sê, Vader, help my, Heilige Gees, lei my. En ek glo dat ek vanmôre boodskap vir die gemeente en vir elkeen het. En die boodskap wat ek vanmôre vir jou wil bring, wil ek vars uit die hart van God bring. Ek wil nie vir jou vir dinge sê van die Here sê so, en dat ek by ander mense gehoor nie. Ek wil vir jou sê, die Here sê so, want hy het vir my so gesê. En daarom praat hy met my, en dan kan ek dit oordra na jou toe. As daar een ding is in die kerkewêreld, wat vandag 'n baie onding is dat ons baie keer sê wat ander mense sê. En mense wil vir my kom sê, of vir jou kom sê, wat hulle dink die Here sê. Maar God praat eers met my, en eers met jou, voordat hy iemand stuur om met jou te praat. So die Here gaan eers vir Moses sê, Moses, ek wil jou gebruik. En dan gaan hy vir Aaron stuur en sê, die Here het vir my gesê, vir jou sê, hy wil jou gebruik. En dan gaan Moses sê, ag, ek weet dit lank, al die Here het lank met my daaroor gepraat, ek wou dalk maar net nie luister nie, of ek nie baie genoeg tyd gehad nie, en nou het die Here dringende tweede boodskap gestuur, en gesê, dit is wat ek vir jou sê. So mense, jy hoef nie altyd aan te neem wat ander mense sê, tensy God nie self met jou daaroor praat. Die Here gaan eers self met jou praat. Hy gaan nie eers by ander kinders en dan moet hy vir jou kom vertel. Hy gaan met jou praat direk. God praat direk met sy kinders. En dit is wat ook so belangrik is. So ek wil vanmôre vir jou woord bring en ek wil jou vra om saam met my te blaai en te lees vanmôre uit Josua 4 vers 1 tot 7. Het jy dalk al gevoel jy is niks werd nie? Ek wil vanmôre vra dat ons hande opsteek nie. Dalk gaan ons mense die verleentheid bring. Dalk gaan 'n paar opsteek en die ander gaan nie opsteek en ons is nie, maar julle praat nie waar nie. Julle was ook al so gevoel, dalk ook al so gevoel. Miskien voel jy vanmôre so. Miskien voel jy niemand gee om nie. Miskien voel dit vir jou asof almal oor jou kyk en oor jou loop. En jy is die een wat deur almal afgedruk word. Want jy beteken niks in jou familie, in jou vriendekring, in jou kennisse of hoe ook al nie. Maar ek het vanmôre 'n woord van die Here vir jou en dit is, God het almal ewe lief. Want jy sien, God het nie net lief nie, hy is liefde. Liefde kom uit hom uit. Jy kan nie lief hê as die Gees van God jou nie deur die liefde van die Vader aandoen nie. Jy kan nie sê, ek het my kinders lief as die Here nie die liefde in jou hart sit vir hulle nie. En daarom, alle liefde kom van die Here, en ek wil vanmôre dit vir jou sê, maar dit is belangrik dat ons sal weet, wanneer die Here ons die hand van die Here sien beweeg, is daar sekere dinge wat in ons lewe in toegepas moet word. En kom ons lees gou hier wat hier gebeur. Die eerste verse, Josua 4 vers 1 sê, en toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het die Here met Josua gespreek en gesê, neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man. Gee hulle bevel en sê vir hulle, neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vast bly staan het, 12 klippe, bring dit saam met julle deur die Jordaan en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly en gaan slaap. Toe Josua die 12 man geroep, wat hy die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het. En Josua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here, julle God tot binne in die Jordaan. Tel vir julle klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. Sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir ons ouers, vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here,
by sy deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer. Daarom is hierdie klippe 'n aanduiding of 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Hier gebeur iets. Die volk is besig om die Jordaan deur te gaan. Dis in die middel van die oesseisoen. Die reënval is hoog en in hierdie jaar was die reënval besonder hoog in die Israeliete se geskiedenis. En die Jordaanrivier loop op sy banke, nee, hy is in vloed. Daar kan niks en niemand deurgaan nie. Ons het nou onlangs die afgelope paar maande het ons gesien in ons seisoen van reën het mense tot verdrink in vloedwater. Hy het busse weggevoer en bakkies weggedrywe en karre weggespoel, soos wat die water in 'n vloed sterk is en mense kan vernietig en mense se dood kan veroorsaak. En dis soos dit hier lyk in Kanaan. En hulle is besig om die beloofde land binne te gaan. Hulle staan op die grens, hulle moet binne gaan, nê. Hulle is besig om na die oorkant toe te gaan, want die Here het gesê, dis julle land aan die ander kant. En nou staan die volk en hulle moet deur, maar hulle sê, Here, ons kan hier deur nie. Ek dink en hulle denk en hulle so gedink, want ek sou ook so gedink het. Here, dis nie moontlik nie. Ons babietjies en kindertjies kan nie deur hierdie rivier swem nie. Ons vrouens wat bietjie swakkerig is, die ou mense, hulle gaan nie deurgaan nie. Hoe gaan hulle aan die ander kant in die beloofde land kom? En nou staan hulle hier op die wal, en die wal loop in die Vaalrivier, soos daar in Jordaan, so lyk dit in die Vaalrivier, as hier 'n vloed is, dit loop op die walle, dit vat tot die huise wat langs die rivier is, vat dit weg en spoel dit af hier na die see se kant toe. En nou, sê die Here vir Josua die leier. Hy sê, julle begin nou 'n nuwe seisoen. Julle begin nou 'n nuwe seisoen. Ek het julle gebring tot hier toe. Ek gebruik nou maar eie woorde, maar dis min of meer wat hierop neerkom in hierdie verhaal wat ek vir julle wil uitskilder. Die Here sou gesê het, ek het julle tot hier gebring, en as ek julle wil aan die geskiedenis terug herinner, dan gaan ek julle herinner van die dag toe julle dors was, en Moses die rots moes aanspreek, en toe slaan hy die rots, en dat water uit die rots uitgevloei. Ek gaan julle terug herinner, daar by die Rooi See, of die Skelfsee, hoe ek die water opgedam het, terwyl die Egiptenare agter julle aangestorm het, om julle dood te maak, die leer van Egipte, en hoe julle deurgetrek het, droogvoets deur hierdie groot see, en aan die ander kant van hierdie meer, of hierdie dam, en toe julle aan die ander kant kom, het God dit toegemaak weer, en al die Egiptenare het verdrink. Ek kan julle herinner van die kwartels en die manna wat ek vir julle gestuur het toe julle geroep het en gevra het vir vleis en vir brood. En so kan ek alles vir julle opnoem, sou die Here sê. Maar ek wil met julle verbond maak. En dit is vanmôre wat ek wil hê julle moet doen, sê die Here. Wanneer julle vanmôre deur hierdie Jordaanrivier trek, Josua sê vir die kinders van Israel, ek soek een man uit elke stam in Israel. Ek soek een van die belangrikste leiers in hierdie groep van Israeliete in elke stam. En hy moet kom en hulle moet in die middel van hierdie groot rivier, wat ek nou vir julle gaan opdam, moet hulle gaan en klippe gaan elkeen 'n klip uitdra, en hulle moet hom buite dra, en vanaand waar julle oorslaap, moet julle uit dankbaarheid 'n altaar vir die Here bou. Altaar van herdenking. 'n Altaar van wat God vir julle gedoen het. Sodat wanneer julle kinders vir julle vra, wat beteken hierdie stapel klippe wat julle hier op mekaar gesit het, dan moet julle vir hulle kan sê, dis die dag van die Here se voorsiening. Dis die dag wat hy die Jordaanrivier laat opdam het. Die een deel het afgespoel na die see toe, en die ander deel het soos 'n muur opgedam met sy water, en die water gekeer, en julle het droogvoets deur die Jordaan geloop. Wow. Het jy sulke monumente? Het jy monumente vir God in jou lewe al gebou? Het jou gesin monumente waar jy kan sê, hier het die Here voorsien.
Hier het die Here ons deurgedra en hierdie monument is ons lofprysingsoffer aan die Here. Monumente nie net met hande gebou nie, maar monumente wat in jou hart ingegraveer is die dag toe die Here ons gesin gered het en ons bewaar en beskerm het jy sulke plekke van lof en dank wat jy aan die Here bring. Ek onthou van so 'n monument wat ek vroeg in my bedieningslewe met die Here vir die Here gebou het. In 'n sekere plek in Bloemfontein het ons al die leiers van die verskillende gemeentes bymekaar gekom. Op daardie stadium was een van die swaar kry tye in ons lewe gewees, in die bediening. En terwyl dit baie swaar gegaan het ek een môre, so wat die gewoonte was, as ons daar gekom het, bymekaar gekom het, daar was so koppie so naby, seker so 2 kilometers van die plek af waar ons geslaap het. En vroeg in die môre, dan klim ek op hierdie koppie partymal en dan gaan bid ek net daar. En ek soek die aangesig van die Here. En die dag, terwyl ek daar by die klippe sit en kniel, praat ek met God, maar hierdie keer kom die stem van die Heilige Gees in my hart. En ek maak daai dag 'n ooreenkoms, kom ek en ek bou 'n altaar vir die Here en ek sê Here tot hier toe. Hierdie dag bou ek hier 'n altaar dat God sal ons omstandighede verander. En van daardie dag af kerk van die Here toe, van daai koppie afklim, toe draai alles soos dag by nag. En God verander die omstandighede wat ons aan gewoond was, maak hy nuut en hy gee alles nuut en hy verander alles. So wat ek vanmôre vir jou sê, ek wil vanmôre vir jou vra, het jy die plekke wat jy in herdenking kan roep, wat daar monumente is wat God vir jou gedoen het? Miskien was dit toe jou kind baie ernstig siek was en daar was nie hoop nie, die dokter het gesê hulle kan nie meer help nie, of jou vrou of jou man was ernstig siek, miskien wat jy finansiëel baie swaar gekry, miskien was jy op 'n punt wat jy iemand deur die dood verloor het, of op watter plekke, maar die Here het jou uitgedra en uitgered uit daardie Jordaanrivier en hy het vir jou 'n wonderwerk gedoen. Is dit vanmôre nog 'n monument in jou lewe? Sê jy nog ooit vir hom dankie? Kom jy nog op plekke, want dis wat 'n monument is. As jy vanmôre die Voortrekker monument in Pretoria gaan kyk, wat verwag jy om daar te kry? Jy verwag om die geskiedenis van die Voortrekkers daar te sien. Jy verwag om te gaan sien wat het gebeur in ons volk se geskiedenis. En jy wil dit in herinnering roep en jy wil jou kinders daarin vat om te sê, sien jy, waar kom ons voorouers vandaan en hoe het hulle gekom om hier te kom waar hulle vandag in Suid-Afrika is? Dit is die monument wat ons tot eer van die Here bou, om te sê, Here, ten spyte van al die bloed en al die dood en al die swaar kry, hoe hulle oor die Drakensberg gery het en oorgegaan het, getrek het U hulle deurgedra. En ons bly vanmôre in 'n veilige land waar ons godsdiens nog kan beoefen met oop deure. Ons het monumente waar ons vir die Here kan dankie sê. Elke keer wat die Here jou deurgedra, is dit 'n monument in jou lewe. Kan jy dit in herinnering bring en teruggaan en sê, dankie Here vir daardie dag wat U dit gedoen het, en hoe dat U vir ons gesinnetjie gesorg het, en hoe dat U vir my en my vrou en my en my man gesorg het, hoe dat U vir ons geonderneem het, toe ons geen geld gehad het nie, en ons het deur die Here se genade, en ons het daai tyd nooit verstaan nie, maar ons het deur al hierdie dinge gekom wat die Here ons gevat het. Die kinders van God het nie net lekker nie. Jy het soms ook stryd. Jy moet soms ook die swaar kry om die lekker te verstaan. Jy moet soms ook warm kry om die koue te waardeer. Of koud kry om die seisoen van die hitte te waardeer wanneer ons in die somer is. Jy moet die ander ook kan proe om te besef hoe geseënd is jy. Jy moet eers arm word voor jy sal verstaan wat is dit om geld te hê en dit te waardeer.
Jy moet hierdie goeders ook kan verstaan. En daarom lei die Here jou soms deur sommige dinge wat jy en ek nie verstaan nie. En ons weet nie hoekom dit oor ons gebeur nie. En ons roep uit soos ek daar op die berg en gesê het, of by koppie en gesê het, Here, ek verstaan niks van hierdie finansiële probleme nie. Ek verstaan niks om swaar te kry. Hoekom nie? Die woord sê, U sorg vir die mossie. U kan ons vir my ook sorg. Die woord sê, U kyk na elke mens. Maar hoekom gaan dit dan so swaar en so finansiëel sleg in ons gesin? Ons kan ook gesê het, Here, ek werk vir U, en U het gesê, so vir my kyk, maar nou lyk dit nie vir my, U sorg vir my nie. Maar daardie dag, toe ons daardie altaar bou vir die Here, toe besef ek, my hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Nie van 'n mens nie. As jy vanmôre swaar kry, jou hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Moenie na 'n mens kyk nie. Moenie dink die bankbestuurder is jou redder nie. Moenie dink jou buurman is jou redder nie. Moenie dink jou ryk skoonpa is jou redder nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, nie die Here kan jou red. As hy nie in die harte van daai mense werk nie, gaan jy niks regkry nie. En daarom is dit belangrik vanmôre, en ek kom terug na wat die Here vir my gesê het. Nou eerste ding, vir jou wat swaar kry vanmôre, ek wil vanmôre vir jou woord van die Here gee, en ek dink ons struikel, en ons kry swaar, omdat ons nie hierdie beginsels nakom nie. Daar's baie beginsels, maar kom ons vat hierdie een wat die Here vanmôre vir jou en my wil gee. Psalm 50, vers 14 en 15. Psalm 50, in die Bybel, in die Ou Testament, vers 14 en vers 15. Ek wil vanmôre vir jou lees. Wat sê die Here? Die Here Jesus het ook eendag amper dieselfde woorde gebruik. Hy het net gesê, as iemand vermoeid en belas is, laat hom na my toe kom. As iemand gekwel en bekommerd en probleme het, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Nou kyk wat sê hy hier, Psalm 50. Hy sê, offer dank aan God. Betaal jou beloftes of geloftes aan die Allerhoogste. Mense, hier maak die meeste ouetjies 'n fout, die Christene. As jy 'n belofte aan God gemaak het, mag jy dit nie breek nie. As jy beloof het, Here, gaan die 10de gee, en jy gee nie jou 10de en jy belofte gebreek, dan is die verhouding tussen God wat vir jou sorg en jy afgesny, want jy die ooreenkoms verbreek. Daarom sê hy sê, offer dank aan God, betaal jou beloftes aan die Here. Op 'n ander plek sê hy, dis beter om nie 'n belofte aan God te maak nie, as om dit te maak en dit nie te hou nie. Moet dan liewers nie beloof nie, as wat jy beloof en jy stop met dit. So as jy beloof jy gaan die Here dien, moenie ophou om die Here te dien nie, dan jy daai belofte gebreek. Dit gaan sleg met jou gaan. Kom ons gaan verder. Hy sê, en roep my aan in die dag van benoudheid. As jy jou belofte hou wat jy aan God gemaak het, sê hy, kom roep my dan, as jy in benoudheid is. Kom roep dan na my wanneer my jou swaar gaan. Kom roep na God wanneer dit op 'n punt kom wat jy sê, Here, ek verstaan niks nie. Dan kom roep jy en sê, Here, ek het my belofte, my gelofte aan U gehou. Ek het my kontrak met U gehou. Here, hoekom gaan dit sleg? Help my. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred. Belofte van God af. Hy sal jou uitred. Hy sal jou uithaal. Hy beloof hy sal na jou kyk. Hy beloof hy gaan jou vader wees. Hy beloof, en watter pappa sal nie vir sy kinders sorg as hulle honger het nie? Watter goeie pa sal nie na sy gesin kyk as hulle honger het of hulle klere nodig of wat ook al. Ek sal julle uithelp, sê die Here. Ek sal na julle kyk. My pa kan nie na my kyk soos my Hemelvader na my kyk nie. My pa het baie swakhede gehad. En een van sy swakhede in die mense se oë vandag was hy het nie baie geld gehad nie. Maar wat hy kon doen, het hy gedoen en na die beste van sy vermoë na ons gekyk. Maar weet jy, ons Hemelvader hou ons gesond. Hy help ons elke dag.
Hy seën ons met 'n huis. Hy seën ons met 'n warm bed om te slaap in hierdie koue. Ons slaap nie onder die bru van die stad nie. Ons is nie soos boemelaars heen en weer hardloop ons sonder 'n blyplek nie. Hy sorg vir ons. Hy het beloof, hy sal na ons kyk. En dan die tweede punt wat vir my en jou belangrik na ons toe kom. Julle moet my eer. Julle moet hom lofbring. Dis waar altare en hierdie stapels van monumente opgerig word. Dis die plekke waar ons die Here eer. Dis die plekke waar ons by mekaar kom, in 'n diens soos hierdie, en dan word gevra, wie het vanmôre 'n dankbare hart aan die Here? En dan sê die ouens, lyk of niemand 'n dankbare hart het nie. Want niemand het 'n getuienis nie. Jy het soveel monumente. Onthou jy toe jy net jong was, nog ongetroud, en jy gebid sê, Here, gee vir my 'n vrou, of gee vir my 'n man. Ander het gesê, gee vir my die regte man. En die Here het vir jou 'n man gegee of 'n vrou gegee. Dis een monument. Die Here het vir jou gesorg. Jy was siek en jy het gebid, Here, help my. En die Here het jou gehelp, jy het gesond geword. Jy het nie werk gehad nie, jy het gebid en sê, Here, gee vir my werk. En die Here het jou gehelp dat jy 'n betrekking kry en dit gaan nou weer goed met jou. Het jy nie sulke monumente in jou lewe nie? Is dit dan nie hierdie lofprysinge wat ons vir die Here moet bring? Jy moet my eer, sê die Here. Ek verwag nie ander dinge nie behalwe jou eer. Ek verwag dat jy jou beloftes betaal. Ek verwag dat jy doen wat ek sê, sê die Here. Nou, kom ons gaan kyk. Wat is die boodskap van die Here vanmôre, buite hierdie wat hy nou jou aanmoedig, en ons wou bemoedig, dat ons vanmôre kan vashou en weet, jy's kosbaar vir God. Hierdie gemeente is kosbaar vir die Here. Baie hoog aangeslaan. Die Here is lief vir sy kerk, reg oor die aarde. En hierdie gemeente is deel van God se kerk, elke lidmaat. En daarom is hierdie gemeente kosbaar en belangrik vir die Here. Nou kom ons kyk bietjie, 'n boodskap vir elke lidmaat vanmôre. Lourens, wat wil jy vir ons sê? Wat het die Here vir jou sê, vir ons bring? Ek het 'n boodskap eerstens vir elke lidmaat in hierdie gemeente. Die volgende. Die Here sê die volgende. En dit word geskrywe in 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. En dan so 'n paar punte wat ek vir jou gaan uitlig vanmôre, wat ek in my gees voel die Here vanmôre vir elkeen in hierdie gebou wil sê. Hy begin met die woorde 1 Petrus 4 vers 7. Hy sê die einde van alle dinge is naby. Ek hoef nie vanmôre vir jou te sê ons leef in die eindtyd nie. Ek hoef nie vanmôre vir jou nou die ekonomie en die petrolprys en die oorlog in Iran en die oorlog in Oekraïne en die oorlog in al die plekke vanmôre bymekaar bring en jou lang relasie gee hoekom sê ek is die eindtyd nie. Jy weet dis die eindtyd. Dis die moeilikste tye wat daar seker nog op aarde was rondom geestelike toewyding. Daar's soveel verleiding. Daar's soveel sonde. Daar's soveel dinge wat in die skole aangaan. Daar's soveel dinge wat die kinders mee gebombardeer word op hulle selfone. En ons het 'n jong selfoon generasie. Ons jong mense kyk meer selfoon as wat hulle die Bybel lees. Hulle is meer op die selfoon as wat hulle radio luister. Hulle is meer op die selfoon as wat hulle na ma en pa se vermaaning luister. So ek wil vanmôre vir jou sê, ons is aan die einde van tyd. Die koms van Jesus is voor die deur. Die ou wat regmaak, wat wil regmaak, moet regmaak. Ons kan nie wag nie. As jy nie wil nie, moet jy maar aangaan. Maar ons moet voort, ons moet die pad hou. Ons moet die pad van die Here loop. Die einde is van alle dinge is naby, sê die Here. Die tweede een. Hy sê wees nugter ingetoe, selfbeheers om te kan bid. Kerk van die Here, familie van Saailand bediening. Ek wil vanmôre vir jou sê, is tyd dat ons meer bid. Is tyd dat hierdie gemeente begin bid. Dank die Here vir voorbidders.
Dank die Here vir 'n groep mense in hierdie gemeente wat elke dag bid vir die siekes en die hartseer gevalle en al hierdie dinge, maar ek wil sê die baie ander lidmate bid amper nooit. Kom, hoe skuldig is jy vanmôre? Hoeveel keer bid jy tot God? En ek vra nie vanmôre hoeveel keer gee jy 'n skietgebedjie op wanneer jy swaar kry nie. Ek vra, het jy 'n tyd wat jy vir die Here afgesonder het, eenkant geskuif het? Het jy 'n tydjie wat jy in die dag 'n bietjie daar op jou stoep sit en net so 'n bietjie met die Here praat? En sê, Vader, ek dink vanmôre aan Dominion gemeente. Ek dink vanmôre aan Silent bedieninge. Ek dink dat ons gebed moet regkom, kerk van die Here. Ons moet meer bid in hierdie gemeente en die aansig van Vader soek sodat ons geseën kan wees. En dan die derde punt, bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Hy sê julle moet opreg vir mekaar lief wees. As ons nie hierdie gemeente op die basiese beginsel, die fundament van liefde bou nie, gaan ek en jy afsydig, jaloers en kwaadpraterig teenoor mekaar wees en ons gaan die hele gemeente opsmes. Julle moet mekaar opreg lief hê. En in hierdie liefde sê hy, die liefde bedek 'n menigte sondes. Met ander woorde, die liefde hou nie boek van die ander ou se sonde nie. Die liefde sal nie 'n ander ou se swakhede uitlig in die openbaar en sê, het jy nou alweer gesien wat doen daai ou? Het jy al gesien nou weer? Dan loop hulle met die Bybel onder die arm. Man, kind van die Here, dit het niks met jou te doen nie. Dis God se kind, hy sal hom uitsorteer. Maar ek en jy moet die Here dien en ons moet 'n voorbeeld wees. Ons moet mekaar se sondes uitlos en ophou om van ander se sondes te praat. Vers 9, volgende punt. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te murmureer. Dit beteken, as jy die pastoor by die deur groet, soos ek anderdag vir julle gesê het, dan jy hierdie verskriklike smile. Waa, pastoor. Waa, pastoor Willie. Ag ja, jong, jy en Ria, as dit lank as die Here het julle vir ons gestuur. As jy weggaan, as jy, wat ou, daai ou, weet jy wat soek in hierdie gemeente nie? Nie net die pastoor nie, teenoor mekaar, moet julle mekaar met gasvryheid hanteer. As ek by jou na huis kom, sorg tog maar dat daar 'n bietjie koekies en koffie en biltong is. Dis deel van gasvryheid betoning. Toe maar, julle vat dit met 'n knippie sout, nê. Alraai. Die 10de vers sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet hulle mekaar daarmee dien. As die Here jou bekwaamheid gegee het, moet jy die gemeente dien. As die Here jou bekwaam gemaak het om mure te verf, kom verf die kerk asseblief. As die Here jou die bekwaamheid gee om tuinwerk te doen, kom doen die kerk se tuin. Hoekom moet ons mense aanstel wie se werk dit nie is nie? En ek het nie eers 'n tuin by my huis nie, nou moet ek die kerk se tuin kom onderhou. Hoe gaan ek dit regkry? Al wat ek kan doen is, ek kan kyk dat hulle gras sny. Dis al. Verder kan die tuin maar lyk sy wil, lyk vir my reg. Maar as jy geseënd is om 'n tuin te doen en jou tuin is die mooiste in die dorp, het jy die bediening van tuin maak. Hou 'n tuinpartytjie. Jy kry al die gemeentelede bymekaar op die gras en die bossies en die veel goed uittrek. Hoe ook al jy doen. Maar jou bediening, dit wat die Here jou voor geroep het. En nou hierdie ene, luister na hierdie ene. Vers 11, hy sê as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen. As iemand spreek, as iemand preek, as iemand getuig, as iemand daar buitekant met mense praat, laat dit wees asof die Here deur jou praat. Soos wanneer jy kom preek om mense te pamperlang en mense gelukkig te hou nie, en daai goeters nie, ja, dit moet ons ook doen, maar ons moet dit op die regte manier doen. Ons moet sê, so sê die Here.
Dit moet in sy woord staan. Dit moet waarlik God wees. As jy daar buite praat, moenie die naam van die Here as vloekwoorde gebruik nie. Praat normaal Afrikaans. Daar's een hemelse taal en dis Afrikaans. Ek weet nie waar die duiwel in sy Engelse gaan wees nie, maar in die hemel gaan ons Afrikaans praat. Toe maar Jerry, dis nie op jou gemikkie, dis maar net 'n grappie. Ons weet nie, die hemelse taal is 'n ander taal. Ek dink die dag gaan ons net Afrikaans praat nie, ons gaan 'n hemelse taal hê, glo ek. Ons gaan 'n hemelse taal hê, want dit is die taal van engele. Maar, wat ons vanmôre vir julle by julle wil los, is as jy hier iets praat, praat sens, praat dinge wat die naam van die Here oplig. Hou op om dit so uit te ryg van die weer en van al hierdie goeters, man. Ek vir jou sê, dat hierdie noodvloekies is net so ernstig soos groot vloekwoorde. God het nie vir jou geroep om te vertel van en dan gebruik jy dit as 'n vloekwoord. Jou, dit nie. Nee. Die woorde van jou mond moet getuig wat hier binne aangaan. As jy vuil grappe maak, dan is die woorde wat in jou mond uitgaan dieselfde wat hier binne aangaan. Want wat daai bytjies uitkom, is daar nog baie wat kan uitvlieg. Jou woorde vertel, wie is jy? Onthou julle toe Petrus daar in die Minnehof is, toe Jesus gevange geneem word, en hy staan daar, hy maak homself warm daar, en hy kyk na wat gaan met die Here Jesus gebeur, en hier kom 'n dametjie en sy sê, hey, hierdie ou, dis een van daai man se disippels. Hy sê, nee, wat praat jy, ek ken hierdie man nie. En hy staan nog so lekker, hier kom 'n tweede een, en hy sê, waarom, jy is een van hulle. Ek kan hoor hoe jy praat, jou gesprek, jou woorde, dit wat jy sê, die taal, die manier wat jy praat, die dialek wat jy gebruik, kan vir my sê, wie is jy? Ek wil vir jou sê, 'n kind van die Here word geken aan sy manier van wandel, ja, aan sy dade, maar ook aan sy spraak, dit wat hy sê. Hou op om so vloekerig te wees. As jy iets wil sê, laat dit woorde van God wees. En dan sluit hy af. Hy sê, as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van God van hom geleen het. Sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid, krag, toekomstig tot in alle ewigheid is of behoort. Amen. Laat dit so wees. So wat sê hy? Hy sê, alles wat ons doen in hierdie familiekerk, alles wat ons doen in hierdie saailand bediening in die toekoms gaan gebaseer word om Christus te verheerlik. Wat ons doen, wil ons doen om eer aan die Here te gee. En niks anders. En dan die laaste punte wat ek mee wil afsluit, is 1 Petrus 5 vers 1 tot 4. 1 Petrus 5 vers 1 tot 4. Jesus het gesê in Johannes 16 vers 7, hy sê, dis vir julle beter dat ek weggaan. Hy sê, wanneer ek weggaan, dan gaan ek iemand na julle stuur, die trooster. En hy gaan by julle wees, die Heilige Gees, hy gaan by julle wees, en hy gaan saam met julle wandel, en hy gaan julle leer en lei in die volle waarheid, en hy gaan oortuig van sondige reg en oordeel. So dis vir julle beter dat ek weggaan, dan gaan die Heilige Gees kom. Nou op hierdie stadium, die Heilige Gees is in die gemeente, in die kinders van die Here se lewens teenwoordig. Nou kom hy hier, en luister wat sê hy in 1 Petrus 5, vanaf vers 1 tot 4. Hy sê, ek vermaan julle dan, ouderlinge, ek wat 'n mede-ouderling getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid van wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God. Julle, die hoofgesprek van die Here met die leiers van hierdie kerk, met my, alle ander leiers wat aangestel gaan word, op watter gebied ook al, ons aangestelling gaan hê, en jy 'n departemente gaan hardloop. Hoor wat sê die Here? Hy skryf hier, en wat skryf Petrus deur die Heilige Gees? Hy sê, hou as herders, as leiers, toesig oor God se kudde. Hierdie is God se gemeente. Dis nie jou gemeente nie. Dis nie my gemeente nie. Dis niemand anders se gemeente nie. Dis nie een of ander kerkgenootskap se gemeente nie. Hierdie is die gemeente van die Here Jesus
self. Hy is die opperherder. Ons is aangestel as herders. 'n Herder is iemand wat aangestel word. En dis nie 'n amp en 'n titel nie. Om herder te wees is nie 'n amp nie. Dis nie regtig 'n titel nie. Miskien praat die Bybel daarvan van 'n amp as jy in hierdie amp aangestel word of so. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie 'n titel wat jy dra op jou skouers soos 'n generaal en almal wat verbykom met jou salueer en sê generaal, generaal. Julle weet mos julle in die weermag gemaak. Toe. Hulle vertel van, hulle sê ek moet nie so baie grappe maak nie. Kan ek my hierdie eentjie vertel? Hulle sê daar in die weermag staan die troep daar by die ingang waar jy inkom by die hek. En hy het nou net sy basies besig met sy basies. Nou pas hy daar op en staan met sy geweer en al wat hy het is 'n bajonet. Want hulle het nog nie patrone nie. Nou skiet hulle verkeerde ou. Maar nou staan hy daar. Hy moet nou kyk dat die verkeerde ouens nie daar verbygaan nie, maar hulle voorkeer. En hulle stuur na die opsaal toe. En hier kom 'n ou en iemand die korporaal kom by hom. Hy sê vir hom, hoor hier so troep. As hier 'n man verbykom en jy sien hy het 'n klomp goed op sy skouers en 'n caps en hierdie goeters, dan moet jy weet dis die generaal. En as die generaal verbykom, dan sê jy vir hom, waar moet hy heen gaan? Hy moet daar gaan na daai plek toe en daai plek toe en daai plek toe. En die korporaal sê is reg. Ag die troep sê is reg, die korporaal is weg daar. Hy gaan nou daar by die opsaal is hy besig om die dinge te doen. En toe die troep so kyk, hier sit daai mannetjie met die caps en dit is pips op die skouers en blink goed en goue goed. En hy storm die ou met die bajonet. Hy sê vir hom, hy sê generaal, jy beter jou agterend 'n rat kry, die korporaal weg vir jou. Hy wag vir jou. Nou ja, jy sien hom in 'n bediening te staan, het jy nie amptstitel nie. Jy's 'n diensknegt van die Allerhoogste. En elke prediker in ons land en elke dominee of elke pastoor of elke leier wie ook al bedien, jou bediening is jy aangestel om seker iets te doen. En dis wat die Here vir my gesê het. Ek is leier van hierdie gemeente as 'n aangestelde deur die Here Jesus Christus om soos 'n herder die skape van een plek na 'n ander punt te verskuiwe, van punt A na punt B. En my bediening is vanmôre om jou nader aan God te kry. As ek dan die waarheid preek en dan maak jou seer, ek wil jou nader aan God kry. Ek probeer nie vir jou sê hoe sleg is jy nie. Ek wil hê jy moet by God uitkom. Dis my werk. As ek eendag voor die troon van God staan en voor die regterstoel oordeel, nie daar in die wit troon oordeel nie, want die kinders van die Here kon nie wit troon oordeel nie, maar voor die regterstoel, dan gaan ek verantwoording doen vir wat die Here my aangestel het op Dominion wil. Om sy kudde van punt A na punt B te neem. Om julle te neem na die groen weivelde wat die Here ons vooruitloop, want hy is die opperherder. Die Here Jesus sê, ek is die goeie herder. Hy is die goeie herder, niemand anders nie. Hy is die herder van die skaaptrop. En daarom wil ek in sy voetspore loop, sodat julle na my kan kyk en my kan volg en sê, waarlik, hierdie man wil die Here dien. Ek wil jou dus help om van punt A na punt B te gaan, sodat dit met jou beter kan gaan en jy geestelik kan groei en nader aan die Here kan kom. As ek jou nie meer preke bring wat jou kan geestelik sterk en laat groei nie, kom praat met my. Kom sê vir my, Laurens, ek weet nie of jy nog by die Here hoor nie, maar jy moet dalk weer bietjie gaan lê en luister wat sê God. Want jy praat nou dinge wat nou nie regtig vir ons sin maak nie. En ek kan ons daaroor debatteer en die Here vra om ons te help. Maar ek wil afsluit vir hierdie seisoen. Voordat ons, of wanneer ons aan die einde van 'n preek kom, moet ons tog die net intrek. Ons kan op die boot ry en ons kan ons nette uitgooi. Maar iewers op 'n punt moet jy tog die visse wat in die net is optrek. Die wat besluit het om in die net te kom. En dit is 'n môre waar ek en jy 'n keuse moet maak. En daarmee wil ek afsluit vanmôre en dit vir die gemeente voorhou. En ek dink dit word die mooiste saamgevat in Josua 24
vanaf vers 14. En ek wil dit vanmôre by jou los, en by my los, elkeen wat in hierdie gebou is. En dis die besluit wat ons vanmôre moet maak. Dit help nie ek preek 'n preek wat deur die Gees van God gegee word, maar ons kry nie 'n kans om daarop te reageer nie. En ek wil hê jy moet vanmôre reageer daarop, maar jy moet self besluit. Want ek kan nie namens jou besluit nie. Hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom. My kant af, julle almal, myself ingesluit en Rous ingesluit, vrees die Here en dien hom. In opregtheid en in waarheid. Nie met lippe nie, maar met die hart. Dien God omdat jy lief is vir hom, en nie net omdat jy wil hy moet vir jou sorg en vir jou kos gee. Dien hom omdat jy lief is vir hom op regtheid van hart, en nie omdat dit finansiëel met jou swaar gaan. En dan sê familie van die Here, luister vanmôre. Sy eilandbedieninge, luister. Elke luisteraar luister vanmôre. En verwyder die afgode wat julle voorvaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Dis my verlange en my versoek vir julle. En ek vra jy om daarin aan te koop. Speel klaar met die afgode in jou huis. Speel klaar met die ou gewoontes van jou voorouers. Wat gesê het, as daar 'n kat op die dak loop, dan gaan daar een doodgaan. Die Here werk nie so nie. Hy stuur die engel van die dood. En die engel van die dood kom haal wie jy moet vat. En al een wat dit kan uitstel is die Here God alleen. So net die kat gaan niks aan jou doen nie. So los die dinge wat die voorvaders gebring het. Al hierdie ander dinge wat deel van die lewe is, jou sekere dinge, ons het mos tradisies in sekere kerke, tradisie op tradisie, en as jy dit nie doen nie, onterf ek jou, en jy moet aan hierdie getrou wees, en hierdie gebooie, en jy moet nou voorgestel en aangeneem word, en jy moet katkeseer, en jy moet sonnaarskool gaan, en jy moet in die gemeente, deel van hierdie gemeente word, anders gaan jy nie die hemel haal nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, ek het vir jou gesien, vir jou gewys, wat sê die Bybel, jy moet die Here God dien in 'n reine hart en siel en gees. Dis die belangrikste. Al die afgode uit jou huis uit. Baie ons spreek van huis skoonmaak en gaan hulle dan sê hulle ook hierdie ding is van die duiwel, daai is van die duiwel, daai is van die duiwel. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is seker goed wat nie in 'n kind van die Here se huis hoort nie. Maar moenie vir my sê daar's 'n demoon in daai portret nie. Demone bly nie in portrette nie. Hulle bly in mense se liggame. Of hulle loop met hulle eie liggame rond. Hulle gebruik mense. So hulle is nie in 'n portret nie, hulle is nie in iets anders nie, maar daar is seker goed wat in die huis van die kinders van die Here nie behoort te wees nie, en dit is afgodsbeelde. Jy behoort nie, ekskuus regering het ek nou weer teen 'n ander gelowe uitvaar. Jy behoort nie 'n Boeddha beeld in jou huis te hê nie, man. Jy's 'n kind van die lewende God. Jy's 'n volgeling van Christus. Jy kan liewer vir jou 'n kruis maak en daarop skryf Jesus, die verlosser van die wêreld. Daar seker goed wat nie in 'n kind van die Here se huis hoort nie, maar nou sê hy sê, laat daardie dinge uit julle lewens uitkom, uit julle huise uitkom, dit wat julle voorvaders gedoen het. En dan vers 15 sê hy, as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies vandag wie julle wil dien. As jy nie God wil dien nie, kies dan so. Moenie hier sit met 'n wit gepluisterde graf gesiggie en maak of jy God dien nie. Dien hom of los hom. Want jy gaan in elk geval iewers geoordeel word. So wat sê hy? Wie julle wil dien? Of julle die gode van die voorvaders wil dien of nie, of die gode van die Amorite, wie so land julle woon. Hy sê maar ek het daar besluit. Josua sê, die laaste sinnetjie sê, ek en my huis sal die Here dien. Wow. Man, alle sissies se wange net so opgeblaas om aan sy kerk toe moet kom.
Al is Boeta so omgekrap, hy stap weer in met sy neus is amper op die grond. Hy sal in my huis die Here dien. Hy sal saam met my na die huis van die Here kom, en wat hy daarna maak, is hy groot is sy saak. As hy dan nie wil kerk toe gaan nie, het hy gekies om die kerk toe te gaan nie, of sy het gekies om nie te gaan nie, maar terwyl hulle in my huis is, sal ons gesin die Here dien. Ons beginsels is God se beginsels, en ons bly by sy woord, en ons leef sy woord, en ons verkondig sy woord, en ons hele lewe is gebou om God se woord. Nie een van ons kinders het my ooit gesien met 'n bottel brandewyn in die huis nie. Maar hulle het my gesien met God se woord. Nie een van hulle het my gesien met ander verslawende gewoontes wat ons gesit het en allerhande goeders gedoen het nie. Maar hulle het my gesien om te bid. En hulle het vir my en Rose gesien om die Here te dien. Ons was nie Saterdagaande op jolijtplekke. En Sondag het ons so skelmpies daar agter ingeglip en die cheap seats daar agter gevat nie. Skus julle dat ek so grappe maak. Maar dit lyk my dan slaap ons almal en word ons dan wakker. My kinders se plek was voor. En hulle hou dit nou nog seker teen my dat ek hulle dit so op hulle ingedruk het. Hulle moet die Here dien. Hulle het voorgesit. En ek was nog 'n kwaai pa gewees. As ek hier staan en hulle beweeg, dan sê ek, Martin, is Martin stil. Want hy weet, pa praat net 2 keer. Na die diens sal ek en hy gesels oor 'n koppie tee. Oor wat ook al fout is. Daai dae kon ons nog straf aanbied. Nou moet ons hulle vra. In elk geval, nee, ek spot maar net sommer. So, ek in my huis het besluit, ons sal die Here dien. Vir elkeen in hierdie gebou wat vanmôre 'n familie het, neem jou besluit vanmôre. En sê vanmôre, ek wil jou aanbeveel. Jy moet self besluit. Jy moet besluit wie wil jy dien. Maar ek wil vanmôre sê, familie van Sailand Bedieninge, ek het besluit, ek en Rose, ons is nou, ons kinders in die huis uit, hulle is hulle eie familie. Ons praat nog met hulle as dit nodig is, en ons dink is nodig, ons bid vir hulle en al die goed, maar hulle moet self besluit. Maar ek en sy het besluit, ons sal die Here dien, tot hy ons kom haal. Amen. Kom ons, gaan in gebed. En ek wil hê dat ons vanmôre, dan net daar waar jy sit vanmôre, as die Here vanmôre met jou oor iets gepraat het, nou nie alles wat ek preek, is vir een ou van toepassing nie. Ek meen, een donkie eet tog nie al die voer op nie. Die ander kry ook. Die Here deel alles op. En elkeen ontvang, soos hy moet kry. So as daar enige iets is vanmôre, wat die Here se Gees met jou gepraat het, en hy het jou daarop attent gemaak, dan het hy jou vanmôre aangespreek, nie ek nie. Ek ken nie jou lewe nie, so ek het in die algemeen gepreek wat die Here vir my gegee het. Maar dit wat jou getref het, was 'n klip wat jy moes kry. En as jy 'n klip in die bos gooi na 'n chunk hond, moet jy weet, jy het iewers iets raak gegooi. Soos ons vanmôre dan die woord uitgedra. En hier het 'n klip van die woord van die Here, van Dawid se slingervel vanmôre jou getref. Dat jy soos 'n Goliat op jou aangesig moes val. Dan sê jy wat nou moet sê, Here, ek neem hierdie van U af, wat U met my gepraat het. En ek gaan daar iets aan doen. En ons gaan vir die Here lewe en werk. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre U woord kan luister. Dankie dat ons vanmôre met mekaar kon deel rondom dit wat die Here uit sy woord vir ons wil leer. En ons wil vanmôre praat dat die genade met ons sal wees, die liefde ons sal dra. Op hierdie pad vorentoe, wat vanmôre gebid is, ons waarlik sal doen dit wat die Here van ons vra. Dit wat vanmôre gepreek is en die Gees van die Here vir ons oorgedra is, die Here dat ons dit sal gaan uitleef daar buite. En elke hoorder en elkeen wat vanmôre geluister het, werklik hulle harte sal oopmaak en sy Heilige Gees, U het met ons gepraat. Daarom bid ons vanmôre U genade oor ons elkeen in Jesus naam. Amen.